Ek het een keer 'n kind gedoop. Die kind se familienaam was Treurnig. En toe gee sy ouers hom die voornaam Smartryk. Smartryk Treurnig. Jy kan jou net indink. Toe ek die water oor sy kop gooi, was ek nie seker of ek moet huil of lag nie. In plaas van die woorde van die doopformulier wou ek uitroep: kind ryk aan smart. O, moenie huil nie. O, moenie treur nie. Want die Stellenbosch se boys kom weer. Maar natuurlik het ek nie. Ek het hom gedoop in die naam van Christus met die diepste oortuiging dat as hy oomblikke na sy doop sou sterf, hy gered sal wees uit die kloue van die Satan en sy plek in die hemel, soos 'n sitplek op 'n vliegtuig bespreek. Ek het my aangenome seun Gerard gedoop. Onder ander omstandighede sou ek waarskynlik 'n kollega gevra het om die seremonie waar te neem. Met myself net daar as ouer. Maar ek was die enigste dominee in 'n sendingstasie, vir myle in enige rigting. Maar om eerlik te wees, as ek nou daaraan terugdink, wou ek dit self doen. Nie net om hom persoonlik uit die kloue van die Satan te red en sy plek in die hemel te verseker nie, maar om hom met hierdie heilige water werklik myne te maak. En om enige sondes wat aan die manier hoe ek hom gekry het verbonde was, met hierdie water weg te spoel. Maar daar is sekere dinge wat water nie van jou hande kan afwas nie. Nie eers die heilige water waarmee kinders gedoop word. Julle sal my vergewe as ek my 2 kinders vra om hier by my te staan. Ons is per slot van sake almal familie, maar in 'n oomblik soos hierdie het ek die ondersteuning nodig van die 2 mense deur wie se are die bloed van my geliefde Jan nog gaan. Hulle sê mos nie verniet nie. As dinge swaar is, dan vind jy uit bloed is dikker as water. Ek wil vir julle almal baie dankie sê vir julle ongelooflike ondersteuning. Nie net in die dae na Jan se dood nie, maar ook nadat ons uitgevind het dat hy nie meer lank het om te leef nie. Ek is ook dankbaar dat, en julle moet dit nie onderskat nie, want 'n man soos hy wat so besigheid opgebou het, was nie altyd 'n maklike man om lief te hê nie. Maar ek is dankbaar dat hy nie lank gelei het nie. Want soos jy self weet, Adrian, jou broer was nie 'n man wat dit sou kon verduur om lank Bethlehem te wees nie. Hy was 'n kryger onder krygers. En dit was vir my as sy laatlammetjie kleinboete eer om onder sy leierskap en in sy maatskappy te kon dien. Is nog steeds. Sy gees sal altyd in daai gange loop. Dankie. En nou is daar nog iets. Aangesien vandag nou 'n dag is vir totsiens sê, moet ons ook vir Elna, Bertus en Neil groet. Hulle gaan binnekort terug Kanada toe. Dit breek my hart, maar nou ja, die lewe moet aangaan. Wanneer kom julle terug? Weet nie, ouma. So gou as moontlik. Onthou daai wortels. Ons sal 'n goed water gee, ouma. En nou moet julle die tee los en vir julle iets sterker kry om te drink. Jan sou dit my erg kwaadlik neem as hy moes uitvind dat almal op sy begrafnis net tee gedrink het. Julle weet seker sy gunsteling aanhaling was yskriege. Die lewe is alleen draaglik as jy 'n bietjie dronk is. Maar die klem op bietjie. In daai geval
sal ek my broer se wense eer met 'n brandewyn en water. As ek mag. Boetjan, Bertus, sal julle sorg vir die drankies asseblief? Tuurlik, ma. Rika, hoeveel vingers vir jou? Nee jongens, begin maar met een. Maar een van myne, nee. Nie joune nie. Ek sê ons split die difference. Nou maar gaaf. En wat sal jy drink, my vrou? Champagne. Ek dink ons kan champagne by die huis drink. Kry vir jou whisky. Hy is nie hier geskiet nie. Besef jy dit nou eers? Jy sal niks kry nie. As jy moeite gedoen het om hom te damp, sal jy moeite gedoen het om sy sakke leeg te maak. Daai Jack. Miskien, ons kyk wat sê die vingerafdrukke. Maar ek wil weet, hoekom sou hulle 'n boertjie se lijk hier kom damp? Omdat dit in die middel van nêrens is. Ja, maar hoekom hier in die middel van nêrens? Waarskynlik omdat dit in die middel van nêrens is wat hulle ken. Besef jy dit nou weer? Hoe weet jy is 'n boertjie? Gatgevoel. Weet jy 'n maand se salaris? Ons het al klaar maand se salaris op die boertjiestatus van die huishoudens. Daai roof het skeef geloop. Omdat iemand die transitomaatskappy 'n tippel gegee het. It's a long shot te weet. Dit is 'n baie long shot. Weet jy hoekom Kasparov die beste skaakspeler in die wêreld was? Omdat hy 10 bewegings vooruit kon dink. Meeste mense sukkel om by 3 uit te kom. Die aard sê die huis is 'n swart groep se werk. Ek stuur vir jou solank my bankdetails. Ek het met die ou by die transitomaatskappy wat die oproep ontvang het gepraat. Ja? Ek het ook die transkripts van hy onderhoud gelees. Die ou het 2 keer gebel. Eers om geld te praat en dan weer na 'n paar dae later tyd en plek. Daai transkrip was wat hy gesê het, ja, maar niemand het gevra hoe hy dit gesê het nie. Die ou wat die oproep ontvang het, het gesê die inbeller het Engels gepraat. Met 'n Afrikaanse aksent. Ek stuur so lank vir jou my bankdetails. 10 stappe, Davids. 10 stappe. Ek wil nie hê dit moet gesê word dat ek jou gedwing het om saam te kom nie. Wat wil jy hê moet gesê word, Bertus? Wel, dat jy die eerste keer hier moes gebly het omdat jou pa baie siek was. En dit kon ek verstaan. En nou is hy dood. My man en my seun woon in Kanada en my plek is daar by hulle. Solank dit jou besluit is. Soos my pa altyd gesê het. Alle besluite word bepaal deur die veranderlikes in die besluitnemingsmodel. As jy 'n Neil nie in my lewe was nie, dan was ek nooit in Kanada nie. Maar jy is in my lewe. En ons woon in Kanada. Die mense staan reg om te groet. Ek is nou daar. Wie is hulle? Amerikaners. Ons het nog nooit besigheid met die Amerikaners gedoen nie. Waar hoor hulle van ons? Die social marketing veld tog. En hulle wil wat? Ons produkte verkoop. Hulle soek exclusive franchising vir die States. Om en by 20% van die bevolking in die States is swart. Ja, daar's ook baie ander cosmetics maatskappye wat reeds daardie mark bedien. Maar nie wie se produkte in Afrika gemaak word nie. Jy sien, hierdie ons reken dat dit hulle competitive advantage sal wees. African cosmetics for African Americans. Jy weet nou hoe daai swart Amerikaners. Hulle soen die grond
as hulle die eerste keer in Afrika kom. Asof hulle eintlik by die huis is. Ja, dan laat hulle 'n week later terug na die eerste wêreld. Met hulle sterfte tussen hulle bene. Ja, gelukkig kom meeste van hulle nooit in Afrika nie. So African Queen's Cosmetics se produkte sal 'n manier wees vir hulle om Afrika te soen. Ja, wat verwag hulle van ons? Eerste aflewering op consignment. Is 'n hoë risiko. Maar aanvaarbaar. As dit werk, as ons aan die rykste, grootste mark ter wêreld. China is die grootste mark in die wêreld. Maar nie die rykste nie. Maar sover ek weet, as daar nie baie swart is in China nie. Ja, sê maar net. Bindien. Is daai slim social marketing ding van jou wat hierdie deur vir ons oopgemaak het? Ek en Elna. Ja. Maar Elna is nou hier nie. So dis joune. $10 miljoen. Niks minder nie. En ons noem dit Operasie Swart Diamant. En wat gebeur as die ou weier om die geld te betaal? Waar gaan 'n ou wat miljoene vir 'n bok vir sy woldsplaas betaal, huiwer om nog meer vir sy kind se lewe te betaal? Ja, maar wat is? Dat sien hy nooit weer sy kind nie. Dit is ook hoekom ek voorgestel het dat ons 'n meisie vat. Ouers is lief vir hulle kinders. Maar vra vir my, 'n pa en sy dogter. Hy sal enigiets betaal om haar terug te kry. 'n Hoë profielhou soos hierdie sal baie kontakte in die regering hê, die polisie. Jy mors jou tyd om so uit te probeer waarsku dat hy nie die polisie moet kontak nie, want hy sal. En as die polisie eers betrokke raak, gaan hulle ons aan 'n lyntjie probeer hou om tyd te wen om haar op te spoor. Hulle gaan sê hulle het meer tyd nodig om geld bymekaar te kry en ek weet nie wat se ander verskonings nie. die enigste rede hoekom mense in hierdie situasie gevang word, is omdat hulle onderhandel. Ons gaan nie onderhandel nie. As die geld nie in is in die spertyd waar ons wil hê dit moet wees nie, dan verdwyn ons. En die kind ook. Is ons in akkoord? Ja. Onthou manne, hier is nie speletjies nie. Dis oorlog. Ons is die wit vuiste van die wit brigade en ons veg vir die oorlewing van ons volk. Bloed in! Bloed in! Martinus Hendrik Basson. 'n boertjie. Check. Ja, De Wet. Nou sê jy Kasparov. Maar daar is geen bewyse van 'n connection tussen hierdie Martinus Basson en die huishoudings nie. En ek gee nie om wat jou agterend se gevoel is nie. 2 insidente binne 'n paar dae. 'n Huis wat soos 'n grenshinderlaag voel en skeef geloop het oordat iemand met 'n Afrikaanse aksent die teiken 'n tip of gegee het. En 'n boertjie wat van baie naby in die rug deur die hart geskiet is en toe in die veld gelaat is. As dit 2 maande uitmekaar uit was, sou ek sê, hey, dinge gebeur, maar binne 'n dag of 2 vir mekaar. Don't assume anything because you make an ass out of you and me. Hy dink hy's 'n soepelkap, maar my oom Kevin, hy was 'n soepelkap en hy's die eerste ding wat hy vir my geleer het. Nou gaan ek vir my iets kry om te eet. Checkmate. Superkop. You said it, baby, you said it. Dankie vir die hulp. Ja nee, as my skripsie klaar is dan stuur ek vir jou 'n kopie. Dankie vir die hulp. Totsiens. Hallo. Is dit Skalk Swanepoel? My naam is Gerard Nadee. Ek doen navorsing oor die stamboom van die swanepoels in die Windhoek area. En soos ek dit verstaan is hier die enigste swanepoel wat in die area 'n plaas het. Neil,
Ek wil jou gou iets vra. Kom sit. Toe ons nou in Suid-Afrika was, het jy ooit bang gevoel? Nee? Jy besef dit is baie gevaarliker daar as hier. Ja, maar hier is die eerste wêreld. Daar is 'n snaakse mengsel tussen eerste en derde. Dan is daar mos rede om banger te wees daar. Ja, maar is ook meer opwindend daar as hier. Opwindend? Die lewe hier in Kanada is so in die middel. In Suid-Afrika is dit op en af. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie en ek weet dis gevaarliker daar as hier, maar ek het meer lewende gevoel daar. Until someone puts a bullet through your head. Then you might be thinking differently. In fact, you won't be thinking at all. Hi, Dad. Hi. Neil, if you don't mind, I'd like to have a word with your mother. I thought we agreed that we'd speak English in this house. Yes, we did. Maar, weet jy wat? Ek het besluit, dat aangesien ek uit my eie uit teruggekom het Kanada toe, my besluit, soos jy dit genoem het, dat ek 'n paar veranderlikes gaan verander. Een van hulle is dat ek my moedertaal gaan praat met my seun en met my man. Verder gaan ek myself hier reg toe eien om in Suid-Afrika te gaan kuier net wanneer ek wil. Jy is natuurlik welkom om saam te kom as dit jou besluit is om dit te doen. Ek het jou baie lief, Bertus. Maar ek gaan jou nie vir veel langer kan lief hê as ek nie kan wees wie ek moet wees nie. Suid-Afrika is my vaderland. My vader lê letterlik in die grond van daardie land. My lewe is hier, maar my wortels is daar. En sover ek kan aflei ons seuns en ook. En nou moet jy my verskoon. Nou is die e-pos van my ma wat ek graag wil gaan lees. Skalk Jacobus Swanepoel. En was reg. Hy boer nog steeds op dieselfde plaas. Hy het 'n jaar gelede geskei en sy woon nou in Suid-Afrika, hier in die stad. Hy weet waar sy is, want hy betaal nog onderhoud. Gerard. Ek weet wat jy gaan sê. Nee. Luister, jy weet ek ondersteun jou. Maar jy moet verstaan dat Ek verstaan, glo my, ek verstaan. Nee, jy verstaan nie wat hierdie dalk aan ma en aan pa sal kan doen. Moenie met emotional blackmail kom nie. Ek sê net. Maklik vir jou om te sê. Jy het nie sopas uitgevind dat jou ma en pa nie jou ma en pa is nie. Moenie so defensief raak nie. Ek judge jou nie. Ons ma het aangebied om my te help om my biologiese ma te vind. En ek verstaan presies hoekom. Omdat sy jou liefgehad het. Lief het. Asof jy uit haar eie maag uitgekom het. Ek sê net, moenie vergeet dat sy ook gevoelens het nie. Sy wil my help omdat sy skuldig voel oor hoe hulle my gekry het. En ek reken jy trek nou terug omdat jy skuldig voel omdat jy die rede is dat hulle my op daai manier moes kry. Excuse me, hallo. Jy het my gehelp om uit te figure hoe my ma, my biologiese ma, op te spoor deur die man met wie sy getroud was. En nou worry jy ewe skielik of my aangenome ma gaan seer kry as ek dit doen. Waarvan praat jy? Jy het ook nie geweet dat ek 'n aangenome kind is nie. Dat ek hier is omdat nadat sy jou gehad het, die vrou wat ek ma noem en jou ma is, nie meer kinders kon hê nie. En omdat pa, jou pa, sy status as dominee gebruik het om my biologiese ma te oortuig om my weg te gee. Eerstens. Dit beteken vir my niks dat jy 'n aangenome kind is nie. Selfs biologiese ouers moet vat wat die Here vir hulle gee. En daar's nie guarantees nie. Hulle kry wat hulle kry. 'n Reject of iets aanvaarbaar. En as hulle gelukkig is, 'n wenner. Tweedens,
Jy is my broer. Ons het saam groot geword. Ons het saam gespeel. Ons het beklei. Ons het parents gedeel. Derdens, ek was 'n baba. Ek het nie 'n sê gehad oor die feit dat ek ma se baarmoeder vernietig het nie. En vierdens, ek is bly dat pa, my pa, aangesien jy dit nou so stel, sy invloed gebruik het om jou te kry. Want anders sou ek nie vir jou as 'n broer gehad het nie. Jy breek my hart, Gerard. Jy breek my hart. Wat ook al Gerard gesê het, ek is seker hy het dit nie bedoel nie. Hy is de mekaar ontsteld. Was daar ooit 'n tyd toe ma my gehaat het? Mens, toe my kind, waarvan praat jy nou? Was daar ooit 'n tyd toe ma my gehaat het? Jy ken my goed genoeg om te weet dat ek nooit die weë van die Here bevraagteken nie. Praat maar nou van dieselfde Here wat pa in daai oorlog gedoen het? Nee, ek praat van die Here wat liefde is. Hoe is 'n liefde om my te gebruik om maar die vermoë om enige ander kinders te hê te ontken? Sodat ek kon leer om 'n kind wat nie myne was nie lief te hê, soos my eie. En as ek 'n keuse gehad het, sou ek dit nie anders wou hê nie. Maar sou ma, as maar kon, sou maar nog 'n kind van ma se eie wou gehad het. My kind. Hy is nie meer 'n kind nie, ma. Ek vra. Ja, ek verstaan wat jy vra. Maar jou vraag is te eenvoudig vir die kompleksiteit van hierdie situasie. Natuurlik sou ek graag nog 'n kind van my eie wou gehad het, maar dit was nie die Here se plan vir my nie. Miskien was dit die Here se plan dat ma en pa net een kind moes gehad het. Die feit dat ma nou vir hom die waarheid vertel het, sal nie die feit dat ek die rede is dat jy teen die Here se wil opgetree het, al was nie. Om nie eers te praat van die feit dat maar die afgelope paar aande in die spaarkamer slaap nie. Jan? Jan? Nou? As jy so met die mure staan en praat? Nee, is niks nie, ma. Maar het laas gesê, ma, hou nie meer van peper nie. Toe my man sy afskeid geneem het ek vir maande daarna gedink ek hoor hoe hy na my roep. Het was so duidelik dat ek een keer 'n koppie na die plek gegooi het waar ek seker was hy gestaan het toe hy my nie geantwoord het nie. Daar was naderhand nie meer 'n enkele damn koppie in die huis oor nie. Nee, nie peper nie, net sout, ja. En nou al die koppies stukkend was, toe sê ek vir hom, ek weet nie of jy daar is en of dit net my verbeelding is nie, maar net soos die mens in God, wil ek glo dat jy uit die hiernamaals na my kyk. Want anders is mens wees niks meer as dier wees nie. En toe gaan koop ek vir my nuwe koppies. En ek maak seker ek praat net met die mure as niemand anders my kon hoor nie. Maar dit was so duidelik, asof hy net daar was. Ek gaan jou straf as ek daar aankom, mannetjie. Jy het geen reg gehad om voor my te gaan nie. Maar ten minste kan ek nog 'n tomaatietoebroodjie geniet.
Na 'n paar jaar kwyn dit weg soos mis voor die son. Geniet dit maar terwyl jy kan. Ek sê vir hom om vir my 'n mooi plek daar aan die ander kant te bou. Nes die plaashuis toe hy 'n kind was. Jan? Ek's jammer, maar my pa het gesê ek moet 10:00 by die huis wees. Ons het daarom tyd vir nog een dans. Hulle speel juis my gunsteling liedjie. Hou jy ook van Jim Reeves? So mevrou Silje, die boedel is nou finaal bereder. Jy sal hierdie baie mooi vir my moet verduidelik. Wil jy vir my sê my Dis man... presies wat ek sê. Na al die rekeninge vir effenis, is dit die finale bedrag. Gelukkig is my pa so oud, hy het sy dink Skype is iets wat jy deur die snailmail moet bestel. Anders sou my rekenaar mos nou ook gehok gewees het. Hoorie Leslie, dit is cool met jou te gesels, maar dinge gaan 'n bietjie moeilik tussen my ma en pa. As my pa moet uitvind dat ons praat, gaan hy nog meer rede om my ma te grind oor wat gebeur het en Jou pa het 'n stok wat hy so moet uittrek. ja, maar hy's my pa en hy's eintlik 'n cool ou. Hy het net issues met Afrika. En wat ek en jy gedoen het, As jy sê het wat jy dit regret. dis nie wat ek sê nie. Want as dit is hoe jy voel, sal ek terrible voel. Sê my, wees eerlik. Wou jy nie ook net bietjie experience gehad het nie? Nou ja, ek ook. En jy's die naaste ou wat ek tot dusver ontmoet het, with no strings attached. Al die ander ouens wil net keis en eksklusief wees in my besit. As ouens rondspeel, is hulle studs. En as meisies rondspeel, is hulle slette. Hoe werk dit? Ek dink nie jy's Dankie. Dis ook om ek veilig voel, om 'n bietjie pret met jou te hê. Kan ek vir jou iets wys? as jy wil. Wat wil jy hê ek moet? Verskoon my, meneer, maar is so ver na my kant toe van die bed. Gee jy om as ek die kasteel hier binnekom? Ek is so bly hulle 'n aanbod van die Amerikaners gekry. Ek dink nou hulle rukkie daaroor. Maar voor ons verder daaroor gesels, gee ek jou 3 kansse om te raai wat vandag met my gebeur het. Jy het jou kar in die hek ingereverse. Dit was gister. Probeer weer. Jou kredietkaart is afgewys van die ding is al klaar so swaar gestraf. Nee, want ek het 'n man wat dit afbetaal, so dis onmoontlik. Laaste kans. Ek kan nie daarvan om te raai nie. Van as ek moeg is en dit voel soos werk. Dis soos wanneer my vrou my met die blokkies raai as my bloody stupid Sudoku te help. Van as ek wil slaap nie. Raai. Jy het die lotto gewen. Nee, maar nou raak jy warm. Hier was 'n prokureur vandag. Ja, wat het nou gebeur? My pa se prokureur. My pa en ma se boedel is uiteindelik gefinaliseer. Die krediteure is betaal, die belastings is betaal, water en ligte. En soos jy weet, het hulle al hulle geld aan hulle enigste dogtertjie nagelaat. My vrou.
As jy 'n bietjie spandeergeld as vergoeding gekry het vir al die pyn wat jy moes verduur, dan is ek baie bly vir jou. Jou broer was die enigste een wat 'n talent met geld maak gehad het, nie? My pa het self talent in daai rigting gehad. Ja, net jammer, mens kan hom nooit kry om oor sy besigheid te praat nie. En toe sê die prokureur vir my, behalwe sy beleggings en spaargeld, het hy ook 2 groot versekeringspolisse gehad. Wag, dankie tog. Uiteindelik kan jy vir jou eie kredietkaart betaal. 16 miljoen. 16 miljoen wat? Rand. Jou pa en jou ma het vir jou 16 miljoen rand. Sê dit weer? 16 miljoen rand. Wanneer het jy gehoor? Vandag. En jy sê my nou eers? Ek wil wag vir die regte oomblik. Die regte oomblik? Hoe te donder dink jy moet ek nou slaap? Dis hoekom ek gewag het. Jy sê jy kan wakker bly. Besef jy ons kan aftree? Inteendeel. Ons werk begin nou eers. Wat se werk sal dit wees? Geld maak geld. 16 miljoen rand is baie, maar niks in vergelyking met dit wat ons kan hê nie. Ons gaan my pa se geld gebruik om daai maatskappy waarvoor jy jou bloed en sweet vir meer as 20 jaar gegee het, te koop. My vrou. Jou erfpolisie. Dis 'n klein fortuin. Maar as jy daai besigheid wil besit, gaan jy baie meer as dit moet uithaal. Nie as die besigheid bankrot is nie. Dan koop ons hom vir sy skuld en niks meer nie. En ons begin met daai mannetjies in Amerika. Moenie dink omdat ek 'n huisvrou is, weet ek nie ou ietsie van besigheid nie. En gepraat van besigheid. Jy sê dalk lus om 'n bietjie geld by hierdie bank te kom leen nie. Ek sou baie eerder met 'n pose te maak. Dis wat ons wil uitvind, Tannie. Kan Tannie vir ons sê wie sy naaste vriende was? Hy was 'n stil seun. Jy weet sy pa is oorlede toe hy 13 is. Dis die wat hy nou nog by my in die huis gebly het. Ag, shame. Skus. Tannie het seker vriende huis toe gebring. Nee, nooit nie. Wil Tannie vir ons sê Tannie het nooit sy vriende ontmoet nie? Ek dink hy was skaam. Skaam? Om hulle na ons plekkie toe te bring. Julle moet verstaan, ons is nie ryk nie. Na die Here my man weggeneem het, het dit maar moeilik gegaan. Nou sal dit ook net al hoe erger gaan. Hy was my enigste redding. Nou ja, julle sal my moet verskoon. Ek moet met die pastoor oor die begrafnis gaan praat. Ek weet julle gaan die mense vang wat my Martinus se lewe gevat het. Ek sal vir julle bid. Wat het hy gedrink? Hy was nie soos sy pa nie. Ek seker hy was nie, Tannie, maar soos enige goeie boertjie het hy tog sekerlik 'n plekkie gehad waar hy 'n biertjie kon geniet. Daai seun van my was 'n goeie kind. Ons weet dit, Tannie. By die ploegskaar. Maar dit was net op Vrydae-aande. En partykeer op 'n Dinsdag. Weet wat is die ergste? 'n Paar dae voor hulle hom het hy vir my gesê ons dae van lyding en armoede is verby. Hoe so, Tannie? Hy wou nie sê nie. Dit was sy geheim. Dankie, Tannie. Hy wou sy mamma help. Jy het geen bewyse van 'n connection tussen hom en die huisouens nie. Die Transito maatskappy het ingestem om 'n beloning vir die tip-off te betaal, maar niemand het daai beloning kom haal nie.
Miskien was hy te bang. Of te dood. Kom ons gaan drink 'n bier. Huis is in Fort Knox. Geen manier wat ons daar gaan inkom nie. Beam, security guards, honde. Ek stem. Die enigste gat in hulle stelsel is die skool. Nie die skool nie, die pad na die skool. Ek elke oggend om 7:30 en dis soos 'n klokslag. Vat die maar die meisietjie skool toe. Ons kan obviously niks buite die hek doen nie. Maar sy vat hierdie paai deur die woonbuurt. En daai paai is stil, min verkeer. Sy voor sy by die besige pad uitkom. Die woonbuurt het sy eie sekuriteitspatrollies. Dis nie 'n probleem nie. Ons plaas 2 manne by die ingangs tot waar ons dit doen. As hulle kom, hallo is hulle. Ja, die moeilike deel is om haar kar te kry om te stop. Ons kan nie haar kar deur die strate jaag soos 'n klomp cowboys nie. En dit, Susan, is waar jy inkom. Ja, leuke stoele, hè? Hoe ry die boere? Sit. Hey, hallo. Hey, nice plek. Dankie. Kan ek iets vir julle kry? En waarmee kan ek help? Ken jy die man? Ja. Dis Buffel. Buffel? Hoe ek kom ken. Wat het hy gedoen? Hy is dood. Sê wat? In die rug geskiet en in die veld gedamp. Honde. Sy ma het gesê hierdie was sy watergat. Ja, wel, Vrydag, Dinsdag, sy geld gehad het. Sy was regular. Almal hier is regular. Wie was sy maatjies? By die ploegskar is ons almal maatjies. Interessante naam vir 'n kroeg. Ja, wel, ek kan nie 'n storie vertel, maar nie vir die dame nie. As nie omgee. Hierdie is my nommer. Ek sal dit waardeer as jy vir al die maatjies vra om my te skakel as hulle iets weet wat my kan help om die man of mense wat die moord gepleeg het op te spoor. Ja, hy was 'n goeie ou. En ek sal met die mense praat. As ek iets hoor, ek sal self bel. Dankie. Dis goed. Plesier. Jy wil my sien? Het jy met die Amerikaners gepraat? Nee, hoekom? Hulle het die aanbod teruggetrek. Wat 'n rede? Hulle wou nie sê nie. Daarom vra ek jou of jy met hulle gepraat het. Ag, jy weet dus Amerikaners. Vat, doen net wat hulle wil. Ek het gedink ek skuld dit ten minste om te vertel dat ek uitgevind het waar my biologiese ma woon en dat ek haar gaan sien. As dit is wat jy wil doen, kan ek jou nie keer nie. Het is nie my bedoeling om julle seer te maak nie. In 'n geval. Ek wou net sê. En ek wou ook vertel dat ek besluit het om nie meer met my graad aan te gaan nie. Ek wil nie meer dominee wees nie. Jy maak 'n fout. Ek het geweet jy gaan dit sê, maar ek het diep daar gedink en ek is oortuig dat ek reg is. As jy jou biologiese ma wil ontmoet, is dit gaaf met my. Ek was naïef geweest om te dink dat hierdie dag nooit sou kom nie. Maar ek gaan nie toelaat dat jy jou lewe verongeluk omdat jou oordeel deur buitengewone emosionele omstandighede belemmer word nie. Ek het klaar besluit. Nee, jy het nie. Nou luister jy na my. En ek was vandag by die varsity admin om my inskrywing vir die jaar te onttrek. Ek verbied jou om dit te doen. Klaar gedoen. Jy gaan na daardie universiteit toe en jy sê vir Ek sal hulle nie. Gerrit Modee. Ek sê nou my naam is Marius Els.
Jou naam is Gerard Nottie en volgens die wet is ek jou pa en ek sê nou vir jou van die wet is ek jou seun. Maar God se wil is hoër as enige mens se wet. En hy het nog voor ek gebore was my pa gekies. Eer jou vader en jou moeder. Dis juis wat ek doen. Rudy, ek het besluit dat ek nie meer in die spaarkamer wil slaap nie. Ek is bly om dit te hoor. Ek gaan vir 'n ruk by my ma en Maria bly. Ek het reeds met Maria gepraat. Ek sal bly wees as jy nie probeer om my anders te oortuig nie. Dankie. Wat my by die doop van klein Smartryk Treurnig die meeste getref het, was dat hy, anders as meeste kinders by die doop en ten spyte van sy naam, glad nie gehuil het nie. Om die waarheid te sê, ek kon sweer, hy het geglimlag. Toe wonder ek, miskien het sy ouers, toe hulle vir hom die naam gegee het, iets besef wat ek nie besef het nie. Dat die mens in trane gebore word en deur trane vergesel die hiernamaals tegemoet gaan. Tussen geboorte en dood, ons bes doen om nes daai ouetjie by sy doop, soveel as moontlik te glimlag. Miskien het die Here, toe hy sy asem in daardie stukkie klei geblaas het en die eerste mens gemaak het, lankal reeds besluit dat ongeag die naam wat mense hulle kinders gee, die mensdom net een ware naam het. Smartryk Treurnig. Ek is nie nou seker of ek mevrou Tannie of ma moet sê nie. My seun het my eendag 'n uittreksel uit een of ander Amerikaanse filosoof se werk gegee om te lees.
Die man het homself gaan afsonder in 'n klein huisie langs 'n meer vir redes wat net waarskynlik filosofe sal verstaan. Maar al wat ek onthou uit die uittreksel was toe die man geskryf het. Two roads diverged in a wood, and I chose the one less traveled by. And that has made all the difference. Ek weet nie hoekom ek dit onthou het nie. Miskien omdat ek iewers diep in my agterkop geweet het dat ek nie in my lewe the road less traveled by gekies het nie. En toe ek jong was, het 'n vrou geweet dat sy net een pad het. En dis om 'n goeie man te kry en kinders te baar. En die Afrikaanse vroue tydskrifte van daai dae het nie oneindige rubrieke gehad oor sielkunde of hoe om jou man seksueel te bevredig. En veral nie, wees die vrou wat jy wil wees nie. Dit het gegaan oor hoe om jou huisgoed te behartig, hoe om 'n goeie ma te wees vir jou kinders en hoe om die lewe maklik te maak vir jou man terwyl hy sy man ding doen en kos op die tafel sit. En daar was beslis nie enige rubrieke oor wat jou lewe sal wees as jy met 'n dominee trou nie. Inderdaad, toe ek 19 was daar net 4 belangrike mense in die samelewing. Die skoolhoof, die dokter, die prokureur en die dominee. En ek het nie gedink nie. Ek het geglo dat ek een van die uitverkorenes was. Omdat ek 'n dominee gekry het. Rika, die kos is reg. Dankie. Kom. Kom. Ek wil vir jou dankie sê dat ek hier is. Jy hoef nie. Jy's my geliefde skoonsussie. En vir jou sal daar altyd 'n kamer in my huis wees. As ek kon, dan sou ek dinge tussen jou en Rudy net so regmaak. Maar dit is so 'n plesier om jou hier in die huis te hê. Plek voel so leeg soos die kangelgrotte, vandat Jan nie meer hier is nie. Jy het nie gevra hoekom ek hier is nie, hoekom ek hom gelos het nie. Wel, ek het gereken, dis nie my besigheid nie. Ek weet nie of ek die regte ding doen nie. Net jy sal weet. Maar as dit is wat in jou hart is dit wat in jou hart is. Dit is. Nou ja, totdat jy dalk anders voel, is dit dan die regte ding. Ek het 'n week se kos wat ek klaar gekook het vir hom in die vrieskas gelos. Ai, my sis. As hy die verantwoordelikheid kan aanvaar om 'n hele gemeente te lei na die hiernamaals, kan hy die verantwoordelikheid aanvaar om vir homself 'n bord kos te gaan soek as hy honger is. So van kos gepraat, ons kos word koud. En jy ken jou ma as dit kom by koue kos. Ek het hom beloof dat ek nooit sy identiteit sou weggee nie. Ek is nie seker of dit 'n belofte is wat jy die reg gehad het om te maak nie. Hy het daarop aangedring. Wat ook nie sy reg was nie. Weet jy dat jy my weggegee het? Ja. Dit was die laaste keer dat ek hom gesien het, om hom te vertel dat ek dit gedoen het. Hoekom? Na al die jare het jy my kom opsoek. Omdat ek dit elke dag van my lewe, elke dag sedert ek jou laat gaan het, berou het. As ek kon, sou ek tyd terugdraai. Jy kan nie. Ek weet, maar as ek kon. Daar is een ding wat ek wil hê jy baie goed moet verstaan. Daar's 'n vrou op hierdie aarde. Haar naam is Rika Loudier. Daardie vrou het my nie gebaar nie. Maar sy was en is nog steeds my ma. Jy is die vrou wat my gebaar het. Maar ek ken jou nie. En jy is nie my ma nie. Maar ek sou gewees het as sy jou nie by my gesteel het nie. Sy het my nie by jou gesteel nie. Jy het my weggegee.
Jy moet weet, ek sal jou graag wil leer ken. En ek seker my ma ook. Maar dit gaan nie gebeur tensy jy my vertel wie my biologiese pa is nie. Hy was 'n offisier op die grens. 'n jaar of 2 voor die einde van die oorlog. Dinge tussen my en my man het nie goed gegaan nie. Ek het hom in 'n kroeg in Windhoek ontmoet. Kaptein Marius Olivier. Ons het mekaar daarna oor die volgende 2 jaar aan en af gesien. Toe hy op pas was. Maar gedurende daardie 2 jaar het ek en my man weer reggekom. Maar net toe dinge regkom, toe raak ek verwagtend met jou. As jy my kom opsoek het omdat dinge nie tussen jou en jou man uitgewerk het nie, moet jy nou weet. Jy sien my nooit weer nie. Dinge het nie uitgewerk nie, omdat ek en hy nie kon kinders hê nie. Hy was onvrugbaar. Daarom was hy bereid, toe ek hom vertel het dat ek 'n ander man se kind dra, om jou soos 'n eie kind groot te maak. Hy wou meer as enige iets 'n kind gehad het. Maar ek het jou weggegee om my siel te red. En op die ou end het dit die verhouding geknak. Dit spyt my dat jou siel so duur gekos het. Dis hoe dit gaan werk. Geen telefone of selfone wat hulle kan terugtrace na ons nie. Hardhout ken sy telefone. En hy sê die enigste manier wat ons caller ID of van waar ons te bel te beskerm, is om een van die kaarte te kry wat jy in 'n tikkieboks gebruik. Of om by 'n internetkafee oor Skype te bel. Nou internetkafees van selfspreek nie baie privaat nie. So is die tikkieboks. Ek nie eens geweet daar is nog sulke goed nie. Hy het my lys geprint van al die tikkies wat naby aan ons is. Enige ander een is fyn. Hoe verder, hoe beter. As hulle besluit om polisie toe te gaan en die nommer te trace, sal hulle by een uitkom wat nie naby aan ons is nie. Geen onderhandeling nie. Een oproep aan haar ouers. Hallo, 10 miljoen. Doen die transfer. Teen daardie tyd, hierdie bankrekening, anders te sien julle haar nie weer nie. Gaan polisie toe, dan sien julle haar nie weer nie. Goodbye. Een oproep. Een oproep. Jy sê vir daai tata, 10 miljoen, hy doen nie transfer of hy sien nie sy dogter nie. Praat so gou as moontlik. Hy skryf neer en jy sit neer. Hulle gaan dinge se hijacking. Teen die tyd dat jy bel, gaan daai tata so bly wees om te hoor sy dogter lewe. Sy vingers gaan brand om die geld oor te plaas. Hier is vir my ouma en oupa. Nie net vir jou ouma en oupa nie. Met hierdie geld gaan ons onderdrukkers in die wêreld wys dat hulle ons volk kan skop, hulle ons volk kan slaan, maar dat die Here hierdie beloofde land aan ons gegee het en dat ons nooit sal gaan lê nie. Die consignmentprodukte was klaar in containers en op see. Dit gaan weke vat om dit terug te kry. Intussen verteenwoordig die produkte in daai containers 'n helse klomp werkskapitaal wat nie 'n inkomste genereer nie. Hoeveel? Om en by 2 miljoen. Dis nie te sleg nie. $. Okay, dit is nie goed nie. Die probleem is dat ek ons voorrade hier moes dun trek om daai containers vol te kry.
Dis so goed asof iemand $2 miljoen se voorrade tot store uitgesteel het. So, gegeewe dat die produkte in daai containers geen inkomste genereer nie, moes ons nou nog kontant uithaal om ons voorrade hier op te bou, sodat die distribusiepyplyn nie leegloop nie. Want anders kan ons nie op huidige bestellings deliver nie. En dan verloor ons ook hier verkope. En as dit gebeur, dan is ons kontantvloei beslis onder druk. African Queen is 'n sterk maatskappy, maar ons het nie oneindige toegang tot kontantvloei nie, veral nie na wat die resessie aan verlede jaar se verkope gedoen het nie. En soos ons almal weet, is die banke tyd. Zweli. Ek het die notules van daardie vergadering weer gelees voordat ek vandag hiernatoe gery het. Adrian het gesê dat hy bekommerd was oor die risiko van hierdie deal met die Amerikaners. Maar jy het gesê... Ek het hulle uitgecheck, okay? Ons het 5, 6 videokonferensies gehad. Hulle is 'n groot, soliede maatskappy. Die vraag is nie of dit aanvaarbare risiko was nie. Geen besigheid groei sonder verdere risiko nie. Die vraag is, hoekom het hulle ewe skielik besluit dat ons, African Queen Cosmetics, vir hulle te groot 'n risiko is? Dis wat ek wil weet. Ja, ek reken dus dat ons almal wil weet. Kry die pipeline vol en sorg dat ons bestaande bestellings geëer word. Hier is iets nie lekker aan die gang nie. En ek gaan uitvind wat dit is. Willie, jy het gesê iets om my te vertel. Sy naam is De Wet. Polisie. Hy het my gevra om al die ander ouens te vra om hom te bel as hulle enige inligting het oor wie Buffel getik het. Het hy geweet om hier te kom vra? Buffel se ma. Moes daaraan gedink het. Bel vir 32. Sê vir hom om haar ding te maak. En haar lijk moet verdwyn. As hulle nie 'n lijk het nie, het hulle net 'n vermiste persoon. Is my? Ek wil nie nou praat nie. Ek verstaan. Maar daar is iets wat ek vir jou moet sê. Meisiekind, asseblief. Ek kon net hê jy moet weet, hierdie moeilikheid tussen ma en my, dis net tydelik. Alles sal weer regkom. Ek wil nie dit met jou van stryk afbring nie, as jy weet wat ek bedoel. Vir al jou studies. Meeste huwelike gaan maar een of ander tyd deur 'n rocky patch, soos die Engelse dit stel. Maar hulle kom na deur. Reken dit hang seker af van wat 'n soort rotse in daardie patch is. 'n Man in 'n gat op die grens. Wat Paul God se naam gebruik het om 'n vrou se kindpa te vat. Of die feit dat my ma as gevolg van my geboorte nie meer kinders kon hê nie. Is dit die soort rocky patch waarvan Pa praat? My kind, is nie waar nie. Watter deel is nie waar nie?
Die containers was al halfpad oor die see, toe kry ek hulle my op. Hulle moes toch seker 'n rede gegee het. Dis wat ek nie verstaan nie. Maak nie saak hoe ek hulle gedruk het nie. Hulle gesê die omstandighede het verander en die deal was af. Nou lyk ek soos 'n poepel, want dis my eerste groot besluit as CEO. Wel, ek sal kyk wat ek van hierdie kant af kan doen. So, ons praat later. Okay, bye. Bye. Maar is maar besig. Nooit te besig vir jou nie. Maar iets wat ek met ma wil bespreek. Iets wat ek baie graag wil doen, maar ek weet laat pa genees hè. Goedberg, as jy nog een keer weer vandag hy blerrie liedjie sing, dan bel ek Fernando's. Skaam jou. Jy maak so lawaai, ek kan myself nie oordink nie. Dink voor jy doen, David. Hoe was die vrou? Weg. Sy was 'n dag of 2 gelede in hierdie kantoor. Ja, en nou is sy weg. In haar huis? Vasgoed op die draad, geen teken van moeilikheid nie. Ek weet jou 'n maand se salaris. Daai vrou is nie net weg nie, sy is regtig weg, soos in weg. Haar seun se lijk word in 'n veld gedamp en 'n paar dae later is sy weg. Nee, ek weet nie meer nie. Maar totdat ons 'n lijk kry, is sy net weg soos in missing persons weg. En haar huis is skoon. Ja. Maar ek het hierdie gekry. Is 'n nuwe een. Ja. Voel soos 'n paar ander wat ek oor die jare gesien het. Ja. Nou, hoekom dink jy sou mevrou Bason so iets in haar huis hê? Miskien moet ons haar seun vra. Haar seun wat in die lijkhuis lê. Maar hy het maatjies wat nog lewe en soos ek het verstaan is hulle manne wat 'n vrou kan bevredig. Nou, hoe sou jy dit weet? Hulle ploeg diep. Oh. This call is confidential. But as a director of this company, I feel obliged to tell you that the CEO of this company has not been completely honest with you. Because of global recession, this company's cash flow has been put under severe pressure. Insolvency is a real possibility. En dit was dit. Solank jy net seker maak dat nie hy of Elna of Boetjan of enigiemand anders ooit jou spoor terug kan volg na die Amerikaners toe nie. My skat. Ek het daardie kommunikasie so diep weggesteek. Nie as die skerpioen of die hok sal dit kan volg nie. Never mind 'n laaitjie van 30 wat hom verbeel dat die besigheid wat hy by sy pa geërf het, hy so goed soos ek kan bestuur nie. En die manna wat my ma en pa vir ons uit die hemel uitgestuur het, bly natuurlik ons twee se geheim. Totdat ons dit kan gebruik om dit wat ek gebou het uiteindelik te kan besit. En dan gaan almal weet. Glo my. Ek gaan seker maak almal weet. Laat Lammetjie Boetie staan altyd agter in die ry. Maar nie meer vir lank nie. Hulle sê mos altyd geld kan 'n mens nie gelukkig maak nie. Maar ek is eerder ongelukkig ryk as ongelukkig arm. Cheers. Man, pa. Dan kan ek nog gehok wees. En weet jy wat, jou hok is verby. Adrian. Ag, wat help dit mense 'n bietjie sukses en jy kan dit nie met jou kinders deel nie. Dankie, pa. Ja, vat my kar, vier dit saam met jou vriende. My sleutels is in die voorportaal. Maar net nie drink en bestuur nie. Pas my hier. Ek sou so bly wil hoop. I want mommy. Don't worry, you'll see your mommy soon. Eat. I don't like chips. If you want to see your mommy again, you better eat these chips. Good girl. Snaaks hoe die lewe werk, nee? Voor 94 sou jy en jou mammy in 'n kaja gewoon het, agter in 'n wit mens se erf. En geleer het om 'n bediende te wees. En nou is jy 'n klein prinsesie wat in 'n paleis woon, terwyl die wit mense en hulle kinders in die kajas woon.
and I understand that language. Eendag sal jy, my maatjie. Eendag. Neil wil terug aan Suid-Afrika toe. En sy graad daar doen. Ons buite die kwessie. Aangesien jy moet weet dat ek geweet het dit jou antwoord gaan wees, moet jy jouself afvra hoekom ek ten spyte daarvan besluit het om dit met jou te bespreek. Omdat jy om een of ander rede dink dat jy my kind oortuig. Weet jy, Bertus, my pa was 'n streng pa. Ons was almal bang vir hom toe ons kinders was. My broers nog banger. Banger as wat jou seun vir jou is. Neil is nie vir my bang nie. Maar as daar een ding is wat ek en my broers altyd geweet het en waarvan my pa ons goed verseker het, is dat anders as wat hy groot geword het, hy wil hê dat ons elkeen ons eie pad in die lewe moet kies en doen wat ons regtig graag wil doen. Nie wat ons dink hy of my ma wil hê ons moet doen nie. Ek het met jou getrou en 'n kind gehad, omdat dit is wat ek daardie tyd wou doen. En ons seun voel 'n pad aan. 'n Pad wat hy wil stap. En dit is nie my of jou reg om ons pad op hom af te forceer nie. Daai seun, Elna, voel nie 'n pad aan nie. Hy's 18 en vol testosteroon. Hy dink met die verkeerde kop. Jy onderskat hom as jy dink hy wil daar wees omdat Elizabeth daar is. Hy hou van Suid-Afrika. En ja, hy is 18 en vol testosteroon. Dankie Vader daarvoor is wat hom 'n man maak. Jy kan hom nie vir die res van sy lewe teen die lewe beskerm nie, Bertus. En wat die gevoel tussen hom en Elizabeth betref, nou kan nie baie mense op hierdie aarde wees wat nie, toe hulle jonk en vol testosteroon was, nie met 'n niggie of 'n neefie of die buurman se kind for that matter, hulle seksuele selwe ontdek het nie. Ek het. En ek is seker jy ook. Al was dit net in 'n fantasie. Die soldiers van wie? The Aryan Soldiers of God. Dit is meestal in Amerika, maar hulle kontakte reg oor die wêreld, veral in Engeland en Europa. Het hulle manifesto op die internet gelees. Hierdie ouens se hart is op die regte plek en hulle is hardcore. Wat ons hier wil doen, wil hulle reg oor die wêreld bereik. En hoe praat ons met die ouens? Ek het vir hulle 'n briefie deur die webwerf gestuur. Ek reken as hulle terugkom na ons toe en Swaar, ek sê vir jou, as daai blou bil en nie hulle sokkies optrek nie. Hey, hallo. Sê manne. Albert, dis die speerders waarvan ek jou vertel. Welkom. Dankie. Kom sit. Sit. Hoe gaan dit met die ondersoek? Ja, skap aan. Waarmee kan ek help? Snaakse ding. Martinus se ma, né? Van wie praat ons nou? Buffel. O, ons het hom ken as Buffel Bason, jy weet, soos vleis vir Sagie of Osterrand. Wel, ek het R100 vir enigiemand wat weet wat hulle regte name is. Was hy ooit hier? Wie? Sê maar. Nie so ver ek weet. Het sy geweet hy kuier hier? Dit was sy wat ons van hierdie plek vertel het. En nou het sy verdwyn. Hoe bedoel jy verdwyn? Verdwyn, vermiste persoon. Wel, Willie. As dinge so aangaan, gaan ek 'n ander watergat loop soek. En die man is saam met my. So jy het niks gehoor nie. Ons weet mos hoe dit gaan, 'n baarman hoor altyd alles. Ja. Nee, as ek enigiets gehoor het, sou ek jou dadelik gebel het.
Jou nommer is nog steeds daar op die bar. Gaaf. Ek sal dit waardeer as julle julle ore oop hou. Vinniger ek hierdie saak kan oplos, hoe minder kans is daar dat die ouens 'n ander watergat sal loop soek. Ja. Dit kan ek nie bekostig nie. Terloops, het julle dalk hierdie af van tevore gesien? Wat's dit? Armband, kenteken wat jy om jou arm dra. Ja, kan dit sien, maar wie dra dit nou? Dis wat ek gehoop het julle vir my kan sê. Nog nooit so iets gesien nie. Okay. Ja, baie. Ons het net betyds daai vrou meneer. Hy's gevaarlik. Ja. In die tyd wat hulle uitfigure wat met Buffel gebeur het. Indien hy ooit uitfigure wat met Buffel gebeur het, sal hy baie groot dinge om te worry as hy lyk in die veld. Ek weet nie hoekom ek dit so lank gehou het nie. Miskien omdat dit die enigste dinge was waaraan ek kon vat wat my na aan jou laat voel het. Wat was sy werk in die weermag? Ek weet nie. Hulle mag mos nie gepraat het oor wat daar aangaan nie. Dankie. Ek wil hê jy moet weet dat al was hy en ek albei getroud, het ons mekaar baie lief gehad. Ons het mekaar liefde gegee in 'n tyd toe ons albei liefde nodig gehad het. En in daardie liefde is jy gemaak. En so sal ek altyd aan jou dink. My liefdespapa. En wat vertel hierdie verse ons? Hulle vertel ons dat die huwelik nie net 'n aardse belofte is nie, maar 'n belofte voor God. Net soos wat Jesus Christus een is met die kerk, so word man en vrou een. Is dit 'n heilige belofte vir die gemeenskap, opgeteken in die wet. En bovenal geseën deur God. Kom ons bid. Hello? Hello? Have you got a pen? Who's this? The man who's got your daughter. Have you got a pen? You're going to transfer 10 million rand to the account I'm going to give you, or you'll never see your daughter again. Talk to the police, she dies. Miss the deadline, she dies. You will not hear from us again. We will not negotiate. I'll write this down. My sus, ek het vir jou gesê as ek jou weer met jou hande in die wasbak vang, dan stuur ek vir jou terug huis toe. Kan nie sit en niks doen nie. Dis jou probleem, Rika. Jy was so lank hoofdienaar van jou man se kerk dat jy vergeet het dat daar buite daardie mure 'n ander wêreld is waar mense soms 'n bietjie pret en plesier het. Tada! Toe, wat dink jy? Dis pragtig. Is joune. Myne. Ek en jy gaan by 'n heerlike restaurant eet en drink en kuier. Want as die twee van ons nog vir een dag langer in hierdie huis in sak en as sit, dan gaan ons naderhand soos twee ou hekse lyk. Wat van my? Wil ek nou alleen hier agterbly? Nee, ek het vir Elizabeth R200 aangebied as sy na ma sal kyk terwyl ons uit is.
Nou, hoekom is ek heel aand met 'n 18-jarige Flerry wil sit en gesels? Eerstens, omdat ma nie 'n keuse het nie. En tweedens, omdat volgens die stories wat ek nou oor die jare gehoor het van toe ma jonk was, maar heel waarskynlik vir die 18-jarige klein Flerry 'n paar tips sal kan gee oor hoe om pret en plesier te hê. Skam jou, ek was nooit 'n Flerry nie. Ons het pret gehad, ja, maar ek was nie 'n Flerry nie. Elizabeth ook nie. Sy's 'n seksie jong meisie, nes ma toe maar jonk was. En sy's ma se kleinkind. Miskien kan ma vir haar die geheim leer van hoe om pret en plesier te hê sonder om 'n Flerry te wees. En terwyl ma dit doen, gaan ek en Rika ons vlerke so 'n bietjie sprei. Kom, ek kan nie wag om jou na rok te sien nie. Hel, Elna, dit is 'n groter risiko as wat ek met die Amerikaners gevat het. En kyk wat daar gebeur het. Dis waar. Maar hierdie keer is dit met iemand aan hierdie kant van die wêreld wat jy goed ken en met 'n persoonlike belang by die sukses van die onderneming. Ek weet nie hoe ek dit verby om Adrian gaan kry nie. Jy hoef nie. Jy's die CEO en jy besit 50% van die maatskappy. As dit nie uitwerk nie, besit ek 50% van niks nie. Maar ek ook. Jou instink is om Afrika aan die Afrikaanse Amerikaners te verkoop. Dit klink so simpel. What do you call an African American in Afrikaans? Afrikaanse Amerikaners. My sister. That's the angle we could use to sell to the Boer girls here at home. Hey, why not? Ons is mos Afrikaners, 'n volk van Afrika, so hoekom kan die wit girls nie ook African queens wees nie? Maar jy besef, as jou Canada plan nie uitwerk nie, ons $2 miljoen verloor. Zweli, as jou pa en my pa nou hier was, wat dink jy sou hulle gesê het? Wie nie waag nie, wen nie. Presies. Siyakhokha okanye uyafa. Wazi kanjani ukuthi angeke bambulale bese sikhokhile? Angazi. Kodwa uma singakhokhi file ngempela. Khokha ke. Umdala benat. Dis sê my pa vir, kyk meneer, as jy, verskoon van my, maar as jy nou die opsetkerk by my dogter wil kom aansien, dan moet jy baie meer geld as dit verdien. Hoe sou uiteindelik die besigheid begin om met jou te kan trou? Ja, kan jy glo? Miskien moet ek maar liewer binne gaan. Rika, ek is nie hier vir myself nie. Ek is hier vir ons gesin. Voordat jy verder praat, ek wil hê jy moet verstaan. Ek lê nie die manier hoe ons Gerard gekry het voor jou deur alleen nie. Ek het geweet wat jy doen. En ek het toegelaat dat jy dit doen. En ten spyte daarvan het ek in al die jare daarna geglo dat ons verkeerd baie minder as ons reg was. En dat ek 'n soort van heilige bediende in 'n heilige huis was. Maar ek glo dit nie meer nie. Ek het nie geloof om jou te straf nie. Ek het geloop omdat ek nie skynheilig verleef nie. As jy saam met my toe Nee, ons kan nie. Ons kinders wat? Hulle is nie my kinders nie. En hulle weet welke is. Is daar geen manier wat ek jou kan? Nee. Ons het albei 'n gat, Rudy. Iewers op 'n grens. Jy joune, ek myne. En totdat ons dit wat ons in daai gate begrawe het, opgrawe en daarmee vrede maak, sal ons nooit weer 'n gesin kan wees nie.
En nou moet ek jou vra om my te verskoon. Rika. Dit is 'n mooi rok. My liefste Christine. Jy moet weet ek het hierdie brief met my liefste Christine begin omdat ek jou liefhet. Maar omstandighede is so dat ek nooit my vrou sal kan los nie. My 2 kinders is alles vir my. En as ek my vrou los om by jou te wees of as sy van ons verhouding uitvind, sal ek hulle verseker verloor. Ek is nie seker wat ons nou moet doen nie. Met liefde. En ek bedoel dit. Marius. Wat het jy van gesê? Weet jy, ek verstaan dat jy vir my kwaad is. Maar as jy nie met respek met my kan praat nie, moet jy maar soos jou ma jou tasse pak en jou lewe iewers anders gaan soek. Ek verstaan, na alles wat gebeur het, dat dit vir jou moeilik is om pa te sê as jy met my praat. Maar antwoord vir my hierdie. Jy wat filosofie geswat het en hopelik iets van die kompleksiteit van menswees kan verstaan. Sê vir my, as jy na die vrou kyk wat haar lewe gegee het om vir jou die beste opvoeding te gee wat sy kon, sien jy nou 'n vreemdeling? Of sien jy 'n vrou wat, al was jy nie haar biologiese kind nie, in alle ander opsigte jou ma was? Jy hoef dit nie te antwoord nie. Want as jy enigstens 'n hart, 'n siel en 'n verstand het, kan jy net een antwoord hê. Ja, ek weet, ek is nie meer die man wat jy al die jare gedink het ek is nie. Maar nes daardie vrou jou ma is en altyd sal wees, so is ek. En sal ek altyd jou pa wees. As jy sukkel om my pa te noem, sê dan gerus jy, maar nie met daai stemtoon nie. So, na watter haar verwys jy? My biologiese ma. Dat as sy jou en my vrou se sorg laat, jou siel van haar sonde gered sal wees. In watter teologiese teks staan dit geskryf? Dit sal nêrens geskryf nie. Maar hoeveel Christene ken jy wat die dominee se wysheid sal betwyfel? God het jou eerste kind gebruik om jou vrou se baarmoeder weg te neem, sodat ek en jy nou in hierdie oomblik hier kan staan en jy, soos baie ander dominees in hierdie land, dit wat jy aan mense soos daai man Hannes gedoen het, in die oë moet kyk en jou pad moet vind om daardie onreg reg te maak. Dankie dat jy my vraag eerlik beantwoord het. Wat? 'n Nuwe maatskappy in Kanada. En vandaar distribusies na Amerika. Die containers is klaar op pad soontoe. Ons reken dat die Amerikaners ons 'n guns gedoen het. Hulle het ons 'n mark gewys en toe weggeloop. Ek is jammer om dit moet noem, Zwelly, maar Elna het in haar hele lewe nog nooit 'n maatskappy bestuur nie. Dis waar. Maar voor Jan en my pa African Queens Cosmetics begin het hulle ook nog nooit 'n maatskappy bestuur nie. Wel, is jou besluit. Ja, dit is. En ek wil ook praat oor planne vir die witmark hier in Suid-Afrika. Ek wil iets vra.
En ek wil hê jy moet my eerlik antwoord. Hoekom is jy bang vir my? Behalwe vir die 2 of 3 keer wat ek jou plak slag gegee het by die plat hand toe jy nog jonk was. Het ek jou ooit geslaan? Nee, pa. Het ek ooit jou ma geslaan? Nee, pa. Maar sê dan vir my, hoekom is jy vir my bang? Pa is my pa. Ek sê maar as jy oud genoeg is om alleen terug te gaan Suid-Afrika, toe wil ek 'n beter antwoord as dit hê. Was pa bang vir pa se pa? Ja. Ek was. Ek wil hê jy moet weet dat ek baie graag wou hê dat jy hier moes swat. Maar dat ek ook weet dat jy nou oud genoeg is om jou eie pad te kies. En dat ek vertrou dat jy slim en volwasse genoeg is om die regte pad te kies. Dankie, pa. Nou ja, jy het seker nog baie om oor te dink. Pa. Ek dink jy is bang nie, pa. Ek dink is net respek. Manne, 'n vuis vir roofdier wat operasie Swart Diamant voorgestel het. Met hierdie geld gaan ons die saad koop en die lande van hierdie land te saai en 'n oes kweek wat ons vyand met sy bloed sal maai. Ons gaan haal wat ons paas en ons maas vir 'n appel en 'n ei verkoop het. En ons kinders se kinders sal eendag oor die berge en die dale staar en sê, hierdie is die Kanaan wat ons voorvaders vir ons gegee het. Bloed in. Bloed in. Dit is 'n vreemde gevoel om alleen in 'n bed te lê nadat jy jou bed vir 25 jaar met 'n ander persoon gedeel het. Dit is asof 'n stuk van jou eie lyf nie daar is nie. Dit is asof jy dit deur die loop van die dag iewers verloor het en jy dit eers agterkom as jy in die bed inklim. Ek het nooit verstaan hoekom hulle altyd sê dat daar 3 ervarings is wat vir die mens die mees traumatiese is. Die dood van 'n geliefde, die trek na 'n nuwe huis en egskeiding. Dit het vir my so uiteenlopend geklank. 'n ander huis, die dood en egskeiding. Wat tref dit my nou? Nee, die dood is die dood nie. Alles almal is so dood. Die dood van 'n mens, die dood van jou aardse ruimte en sekuriteit en daai dood van 'n stuk van jou lyf, van jouself, wat langs jou in die bed gelê het. En miskien is dit die punt. Dat totdat jy leer, miskien belangriker, aanvaar, dat jy alleen gebore word en alleen doodgaan. Jy nooit sal leer hoe om jou eie pad te stap as 'n onafhanklike mens.
terwyl jy daai pad met ander mense deel nie.